Hoekom moor, kaap en verkrag mense en hoekom doen hulle dit soms herhaaldelik? In vandag se boeke in Sessel bespreek Carla van der Spy haar boek Mens of Monster. Sy het die invalshoeke van verskeie kenners gebruik om uit te vind wat maak van 'n mens 'n monster. Essie Meyer het vir Carla gevra wat het haar gedryf om oor die makabere onderwerp te skryf. Ek is 'n vryskutjoernalis en as jy 'n vryskutjoernalis is, sê jy nie vir werk nie. En Lapa Uitgewers het my gekontak en my gevra om 'n misdaadboek te skryf, maar hulle het nie vir my 'n invalshoek gegee nie. Hulle het gedink omdat ek 'n joernalis is, moet ek dit maar self uitdink. En toe so 'n maand later toe vra my uitgewer Karen Adendorf vir my, het jy nou al besluit waaroor jy gaan skryf? En toe dink ek daaraan, ek was pas van tevore was ek in 'n tronk gewees waar ek met 11 geweldsmisdadigers gesels het. Hulle was omtrent almal moordenaars en ek het die storie gedoen vir Vrouekeer tydskrif. Dit was nadat daar 'n klein advertensietjie was in 'n plaaslike koerant van 'n teenmisdaadorganisasie wat gestig is vanuit die maksimumdeel van die tronk deur ernstige misdadigers. En ek het gewonder wat sit daar agter? Dis mense wat moor en roof en kaap en verkrag. Hoe kom hulle dan nou skielik tot inkeer? Of is hulle dalk op soek na goeie paroolvoorwaardes? Na 'n papieroorlog met die Departement van Korrektiewe Dienste, het Carla uiteindelik daarin geslaag om 'n onderhoud met die misdadigers te reël. So sit sy in 'n kapel van 'n tronk, omring deur 11 mense wat aangekla is van moord en verkrachting. Was sy bang? Nee wat, sê Carla. Ek is eintlik banger om saans 'n brood te gaan koop by die kafee, want ek dink daar is meer misdadigers buite die tronk as in die tronk. Maar toe het professor Christian Besuidenhout, die kriminoloog wat my ontsettend gehelp het met die boek, het vir my gesê, "Jong, sal jy bang wees as 11 mans jou gijslaar hou?" Want sulke goed gebeur in tronke en dit gebeur in Suid-Amerika, laat die gevangenes hulle eie vroue en kinders gijslaar gehou het. En wat professor Christian ook vir my benadruk het, is dat menslike gedrag en misdadige gedrag kan nooit voorspel word nie. Carla sê daar was 'n hele paar van die onderhoude wat haar getref het. So vertel sy van 'n passiemoord deur 'n sagmoedige reus wat moontlik aan hoofbeserings toegeskryf kan word. Maar Carla het min tyd vir die wat 'n moord beplan, kapers of pedofiele, want daar is 'n groot mate van berekende gewetenloosheid wat daarin lê. Die onderhoud met oom Oor van Prieska, 'n talentvolle en kindsinnige man, is nog 'n hartseer storie wat haar na aan die hart lê. Hy is nou intussen oorlede. Kyk, oom Oor het ook 'n boek geskryf wat 'n uitgewer moontlik sal uitgee en ek het toe vir hom gaan besoek in die Noord-Kaap. Nou hy is die uiterste tronkvoël gewees. Vol tatoeëermerke. Hy het gepraat van die syferbendes en hy het vir my gesê hy was 45 jaar in en uit die tronk. Maar 'n interessante, ook 'n belese mens. Hy het begin blykbaar misdaad pleeg, by huisprake betrokke geraak toe hy omtrent 14 jaar oud was en hy het boeke gesteel. Nou waar kry jy 'n dief wat boeke steel? En toe op die ou einde het hy 'n boek geskryf. Maar hy het vir my so gesit en kyk en vir my gesê, "My suster, ek kan nie vir jou sê hoeveel moorde ek gepleeg het nie. My suster, ek kan ook nie sê by hoeveel was ek betrokke nie." En natuurlik vra mense altyd vir hulle, "Het jy berou?" En hy het gesê, "Berou, my suster, is nie die woord nie." En nou voel jy jammer vir hom, maar baie van hulle kan baie manipulerend wees. Mense moet dit nooit buite gedagte hou nie. Maar dit is hartseer, want jy sien hier voor jou iemand sit wat 'n talentvolle 'n man is met baie potensiaal en uit sy lewe gesluit in die tronk in. Carla sê sy weet van die misdadigers het hulle misdade afgewater en ander het dit weer aangedik, want in die kriminele onderwêreld het 'n held en selfs 'n anti-held ook status. Daar het 2 jaar se navorsing in die boek van 456 bladsye gegaan, met sielkundiges, kriminoloë en selfs slagoffers wat bydraes gelewer het. Tog is daar ook 'n paar ander interessante hoofstukke. Dan het ek ook maar gekyk na alternatiewe teorieë, die meer omstrede goed, jy weet. Ek het byvoorbeeld gepraat met 'n vrou wat gesigontleding doen, Martie Marie. Kan jy op iemand se gesig sien of hy moord pleeg? En kyk, dit word beskou as 'n ou wetenskap. Jy kan nie op iemand se gesig sien of hy 'n moordenaar is nie. Hy lyk nie soos die duiwel in die kinderbybel nie. Hy het nie 'n noodwendige wrede uitdruk op sy gesig nie. Hy lyk nie of hy 'n byl met gemak sal rondswaai nie, maar sy kan aan sekere plooie op die gesig, beweer sy, kan sy sien hoe iemand sou hy gemoor het, of hy in 'n groep sal werk en of hy dalk alleen sal werk. So dit was nogal interessante sienings gewees, omstrede, maar ek het besluit om dit in die boek te sit, want daar is sekere praktyke, daar is sekere teorieë en ek voel as dit vir my interessant is en vir my kollegas interessant en vir my vriende interessant is, sal dit vir die leser ook interessant wees.
Op die vraag of Karla dink daar is 'n mens agter die monster, het sy die volgende te sê gehad. Man, ek dink daar's 'n monster in almal van ons. Ek dink almal van ons het iets makabers in ons. Almal van ons het boosheid in ons, maar dit gaan daaroor om dit te erken en dit te bestuur. En baie het natuurlik te doen met empatievlakke. En dit is een ding wat professor Christian so benadruk het en wat vir my so belangrik is en wat ek hoop om in die boek uit te bring, is om jou kinders met empatie groot te maak. Karla sê sy het tydens die skryf van die boek gewonder of sy self tot moord in staat is. En alhoewel sy al moord in haar hart gehad het, sal sy nie maklik oorgaan tot aksie nie. Maar ek's nie bereid om in die tronk te gaan sit nie, en oranje is nie my kleur nie. En ek dink die Glam Guru sal saamstem. Daar's altyd vrye wil, en dit gaan op die ou einde oor wilskrag. En wat ook vir my gesê het, bitter min mense is mal monsters wat nie weet wat hulle doen nie. Iemand wat 'n moord pleeg, weet presies wat